gaan vandag 'n lekker klompie lofliedere saam sing, wat ook oor die Heilige Gees gaan, omdat ons nou Pinkster in hierdie week het wat kom. So kom ons begin met lied 431, O Gees van Vader en van Seun. Ons volgende lied is lied 434, O Heilige Gees, O Heilige God. Welkom aan die kerkraad wat ook intussen aangesluit het. En dominee Rousseau, baie welkom. Goed, die volgende lied, lied 440, die Here salf ons met sy Gees.
Volgende lied, soek in God jou sterkte. Volgende lied, Halleluja, ons loof U Heer. Dan lied 450, Vader, Seun en Heilige Gees. Heavenly
Ons sluit af met die volgende lied, Ons Vader neem ons hande. Ons het heerlik saam gesing. Dominee, sterkte. Goeiemôre. Ons is baie dankbaar dat een van u nie weggewaai het nie. Die selfone is af. Ons gaan nou oor om die gelukwensing en dan die kerse en dan die afkondigings. Is daar iemand wat in hierdie stormagtige donker week verjaar het? Jy kan 2 lekkers kry. Nog iemand wat verjaar het? My ma het altyd vir my vertel. My ma het altyd vir my vertel. Ons was 7 kinders en ek was die 5de. Die oudste sussie was nou al tamelik groot gewees en toe ek nou gebore word, toe vra my ma vir haar, haar naam was Deleen, wil jy jou nuwe boetie sien? Sy sê, nee mama, ek wil liewer sy oeye vir haar sien. Baie geluk en baie vreugde vir u. Is daar huwelikse denkings? Niemand nie. Dan iemand wat 'n doopdatum kan onthou? Ook niemand nie. Dan nuwe intrekkers. Is altyd nuwe intrekkers. Mense wat dalk vandag eerste keer by ons in die kerk is. Enige iemand? Ja. Baie welkom en baie geluk met u wonderlike keuse om in hierdie heerlike gemeente te kom bly. Vat sy maar vir vrou lief op enetjie, né? Hoe daar iemand? Ekskuus tog. Hoe daar so. Vriende, dan is dit ons gebruik om die kerse aan te steek. Onthou, die lig is altyd, ons sing het ook, God is hier teenwoordig. God is lig.
ten spyte van al die gebeure en die slegte dinge, God is lig. Ek steek altyd die kers wil ek graag eers aansteek. Maar sy puntjie is aan klein. En dan wil ek regtig, jy weet, my krag het so die oggend so 4 se kant aangegaan. So. Ek is wakker geword, want my dierbare vrou wou haar hare droog maak en vergeet dat daar is mos nou nie krag nie. En toe los sy nou die haardroër aan. En 4 uur oggend, toe sê die haardroër vir my, hier is die krag. Jy weet, daar is mense wat swaar gewerk het, moeilike omstandighede, maar daar is dokters, daar is verpleegsters, daar is bure wat gehelp het, mense wat uitgereik het na mekaar toe. Ons sien daar sop en masikane uitgedeel. Ons wil vir almal 'n kersie aansteek. Dan is daar mense, geliefdes is oorlede. Daar is mense wat die week, ek sal net nou maar die name hoor, hospitaal toe gaan. Daar lê vir u behandeling voor, vir u almal 'n kersie om vir u te verseker. God hou vir u in die skadu van sy regterhand. Onthou, regterhand, altyd die sterk hand, né? So, die regterhand hou hy oor u en hy laat sy vriendelike aangesig oor u skyn. Dan is daar mos maar oorloë in die wêreld. Daar is vir my soveel, ek sal dit hoor in die preek vanoggend, daar is soveel sotheid, daar is soveel onnoselheid by mense. En ons gaan nou Pinkster hê oor die Heilige Gees, dat die Heilige Gees ons harte sal vul, vir ons sal herskep en ook nuwe mense sal maak oor die hele wêreld heen, oral waar die evangelie verkondig word. En dan proponent Rudiger van Huisteen na die gemeente beroep, derde leraar. Ons steek vir hom 'n kersie aan by die oorweging en die ontvang van die beroep, dat die Here vir hom baie, baie duidelik sal lei en pad vir hom sal duidelik maak. Die afkondigings wil ons net graag die volgende onder die aandag bring. Leon Sprong van de Kelders en nog 'n Leon Endeman, ook van de Kelders, en Tarina Eilwood van Franskraal. Ons vra voorbinding vir hulle, vir Herberg en See, môre julle, en ons dink aan julle en dat u ook aan hulle sal dink in die gebede, maar dat dit nie net by gebede sal bly nie, dat u ook sal inloer, daar is mense wat alleen is, wat nooit besoek ontvang nie, vra maar, en gaan gee vir hulle 'n bietjie van die baie warmte in u hart. Dan is daar Bende Lange. Hy gaan 'n heupvervanging hê en Ina Mulder
gaan ook 'n operasie ondergaan, ook aan hulle twee baie sterkte. Dan begin die Pinksterbidure vanaand. Liesel gaan dit hou. Ons bid baie vir haar. Ons vra dat die Here regtig vir haar sal gebruik om ons harte te bereik, en dit gaan oor die Heilige Gees, en dat ons regtig sal verstaan wat die Heilige Gees in ons wil doen. U sal ons vandag ook in die preek hoor dat die Heilige Gees 'n verskriklike belangrike funksie in u lewe wil speel. Ja, en dan het ek alles gesê. Kom ons sing nou. God is hier teenwoordig. God is hier teenwoordig. Kom almal nader. Dat Vader, Seun en Heilige Gees u kan seën met al die seëninge wat daar in die hemel is. Amen. Vriende, dit pas baie goed in, en is deel van die preek, en daarom wil ek vra dat u nou, ons lees daardie woorde, Deuteronomium 6 vanaf vers 6. Hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders. Praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit. Wanneer jy op pad is. Wanneer jy gaan lê. Wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkusyne van jou huis en op jou stadspoorte, die ingang Gaansbaai. Teken op die hand, jou hande, getuig, jy ken God se wil vir jou lewe. Op die voorkop, wat sit agter die voorkop? Jou brein, jou verstand, al jou dade, getuig. Die eerste ding voor ek doen, waaraan ek dink, is die wil, die wet van God vir my lewe. Ons kan nou bly sit en dan sing ons lied 436, die eerste, tweede en die derde strofes. Kom ons sing dit
bidden, terwyl ons oopstel voor die Here. Ons Vader, wat in die hemel is. Dit was vir ons die afgelope week, 'n moeilike week. Here, was donker, was koud, was nat, dakplate vlieg deur die lug, skadienette word deur die wind opgevrommel. Diep in ons harte is daar bekommernis. Sal my huis bly staan, sal die dak nie wegwaai nie. Was vir ons nie lekker nie. Here, baie van hierdie dinge bring ons oor onsself, omdat ons nie altyd luister na u woord nie. Omdat u woord vir ons troostvolle woorde in ons hart in hierdie tyd uitstort. Maar ons ken dit nie, ons hoor dit nie, ons verstaan nie die diepte en die heerlikheid daarvan nie. En daarom, Here, wil ons vanoggend vir u vra, herskep o Gees. Laat leef o Gees. Laat ons tot nuwe toewyding, aanbidding, oorreding, absolute sekerheid kom. Dat ons Habakuk sal herskryf. Al waai die dakplate af, al waai die heininge om, al is ek diep bekommerd, nog dan sal ek jubel in die Here my God, my redder, my krygsman, hy wat diep na my besorg is. Seën Here u Pinkster. Seën vir hom wat hierheen beroep is. Lei vir hom duidelik, Here. Almal wat hospitaal toe moet gaan, operasies, wat siek is, wat nood het, omarm hulle met u nabyheid, u liefde, die empatie, die heerlike
krag en genade. Seën vir ons Vader, as ons nou u woord lees en daaroor nadink, en maak vir ons sterk in u woord, in u gees, in u genade. Amen. En nou vriende, ons het nou Deuteronomium 6 reeds met u behandel, en u moet dit nou asseblief onthou. Dan gaan u lees nou vir ons Genesis, Exodus, hoofstuk 14, gaan sy vir ons op die bord gooi. Dit gaan nou oor die Jode wat uit Egipte uittrek en dan agtervolg die Farao hulle en dan mor hulle teenoor Moses en dan sê die woord die volgende. Is dit nie presies waaroor ons met jou in Egipte gepraat het nie? Dis nou die volk. Toe ons gesê het, laat ons met rus. Hulle liewerste tussen die heidene bly. Hulle kies dit. Sodat ons vir die Egiptenare kan werk. Verskriklik. Dis immers vir ons beter om vir die Egiptenare te werk as om in die woestyn te sterf. Maar Moses het vir die volk gesê, moenie bang wees nie. Nou, staan stil en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle gaan bewerk. Want die Egiptenare wat julle vandag sien, sal julle nooit weer sien nie. Die Here self sal vir julle veg. En wat moet ons doen? Julle moet net stil bly. Julle moet net stil bly. Vriende, dan is daar ook 'n skrifgedeelte in Lukas. Dit gaan nou oor die Emmausgangers. En Willie het so maand of wat gelede daaroor gepreek, met wie praat jy, was die tema. 'n Paar van ons, die Emmausgangers, het na die graf gegaan en het dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê Jesus vir hulle, o, julle, wat so sonder begrip is, met harte, wat so traag is, om te glo, alles wat die Bybel, die profete sê. So sonder begrip, so traag is. En dan Openbaring. En dit is nou waarheen ons op pad is. Onthou nou, God het 'n plan met hierdie wêreld. Genesis, daar is die skepping en dan gebeur daar 'n klomp dinge in hierdie verloop van sy plan vir hierdie wêreld. En die Jode, sy uittog uit Egipte is deel van hierdie plan. En so is ons ergens in die tyd van verloop van hierdie plan en het dinge gebeur soos die afgelope week, deel van God se plan vir hierdie wêreld. Maar dan eindig dit alles by Openbaring.
Ben het dit vir u pragtig gesê, God is die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste letter van die alfabet. Hy skryf die geskiedenis, nie wêreldleiers nie. Hy sit op die troon, nie wêreldleiers nie. Ook die handelaars van die aarde huil en rou oor haar Babel, symbool van sondigheid. Omdat niemand hulle handelsware meer koop nie. Skeepvragte vol goud, silwer, edelstene, parels, fyn linne, purper materiaal, sy helder rooi materiaal, elke gierige houtsoort, elke voorwerp van ivoor, elke voorwerp van kosbare hout, van koper, yster en marmer, kaneel, spesery, reukwerk, reukolie, wierook, wyn, olyfolie, meel en koring, beeste en skape, perde, ruiteie, slawe en ook menselewens sal daar nie meer wees nie. Alles tot nie. In die ou vertaling het daar ook gestaan van olie. Nou olie is ons nou die swart goud. Kyk wat is olie se prys. Dit is die swart goud op die oomblik in die wêreld. O, julle traagheid van begrip en dat julle nie verstaan nie. Die 7 briewe in Openbaring gerig aan die 7 gemeentes in Klein-Asië eindig almal met die woord. Hy wat ore het, moet hoor wat die Gees vir die gemeente sê. Nou, ek sien niemand hier sonder ore. En dit is snaaks dat die skrif moet hierdie woorde, die briewe beëindig. En dit gaan daaroor omdat mense, soos die Bybel ook elders sê, hoor en hoor, maar nie hoor nie. En sien, maar nie sien. En daarom het iemand gesê, as ons eers moet ons hart gehoor het, as ons moet ons hart hoor, dan hoor ons regtig. Ek hoop, u hoor vanoggend met u hart. Bek en klausie is 'n pes wat op die oomblik in Suid-Afrika heers. Nou die tema van vanoggend se preek is die pes. So bek en klausie is 'n pes. En bek en klausie gaan alleen beveg word as die 14 miljoen beeste in Suid-Afrika kudde immuniteit opbou deur inenting. Daar is ook ander diere wat bek en klausie kry, maar ons bly nou by die beeste. Albert Camus is 'n baie bekende skrywer en hy het 'n roman geskryf en dis waar die Here die gedagte vir hierdie boodskap in my verstand geplaas het. En die roman se naam is Die Pes.
En uiteindelik is die pes wat geheers het volgens sy roman amper soos Dion Meyer se boek, onthou jy, Koors, né? Toe die pes nou bietjie onder bedaring gekom het, het die mense uitbundig fees gevier. En Camus het hulle gesê, stadig moet julle feesvierings, want die pes kom altyd terug. Pes kom altyd weer terug. Kort na die Tweede Wêreldoorlog is daar gesê, die virus, want onthou is 'n virus wat bek en klauseer gee, en hy moet met inenting beveg word, die virus wat geweld, oorlog, verontmensliking van mense, diktatorskap, tirannie, selfsug veroorsaak. Hierdie pes kom altyd weer terug. En hoe kan die wêreld op hierdie oomblik nie getuig van die pes onder ons nie? Opportunistiese leiers soos Hitler, Trump, al-Bashir, die Ayatollahs, Iran, hulle weet hoe om die slegte kant van menswees uit te buit. En die tragiek is dat hulle ideale het, hulle wil vrede hê, maar dan buit hulle die slegte kant van mense uit, om die wreedste dade teen mense te pleeg. Ek kan nie nog onthou van hy seentjie, wat jy net die ruggraat sien, so maar. Kan jy onthou die Anglo-Boereoorlog, die maar uitgemergelde ou kindertjies. In Oekraïne is honderde kindertjies deur Hitler, tiran, weggeneem, want hy gaan vir hulle die ware opvoeding in Rusland gee. Verbeel jou. In Rusland, van alle plekke. Ek gaan nou nie die woord sê nie, maar ek wil 'n baie sterk woord gebruik het, maar terwille van respek vir u sal ek nie. Maar meneer Trump, hy het besluit 1,8 miljoen mense in Tanzanië gaan nie meer vigsmedisyne kry nie, omdat hy hulle grondstowwe voorkeur toegang teen sy prys daarvoor wil hê. Totale gekheid. Die FSA se lese op hierdie stadium America first, Amerika eerste, is totaal onbybels. Want as ek altyd eerste wil wees, dan beteken dit, ek wil altyd my wil hê, ek wil altyd my sin hê, jy gaan altyd tweede kom, daar's nooit empatie nie, daar's nooit liefde nie, daar's nooit die raak sien van jou mensheid nie. Nou die baie groot vraag. Wanneer gaan hierdie sotheid? 400 jaar gelede het iemand reeds gesê, as jy vrede wil hê, moet jy voorberei vir oorlog.
As jy vrede wil hê, moet jy voorberei vir oorlog. En wanneer gaan hierdie gekheid einde kry? Openbaring het dit vir ons gesê. Wêreldvrede sal aanbreek die dag by die wederkoms. Die dag wanneer die finale beel blaas. Die dag wanneer God die nuwe hemel en die nuwe aarde laat neerdaal. En dit kom, so seker as wat u vanmôre in die kerk sit. Dit kom. Maar tot dan moet ek en jy lewe. Ek en jy moet op hierdie aarde oorleef. Ons moet 'n plekkie in die son vind. Ons moet kan vrede hê. Ons moet kan geluk hê. Ons moet kan rustigheid hê. Vriende, en dis waarom ek by Deuteronomium begin het. Deuteronomium 6. Nou voordat ek dit weer vir u iets daaroor sê, is, u moet onthou, God sit op die troon. God sit op die troon. En hy spreek die finale woord. Niemand anders. Maar sê Deuteronomium, jy moet dit vir jou kinders inskerp. Jy moet daaroor praat as jy in jou huis is. As jy sit, as jy opstaan. Jy sien, 'n traagheid en 'n gebrek van verstand en gees het veroorsaak dat die Emmausgangers met beswaarde harte voortstrompel, wetende nie dat Jesus opgestaan het nie, dat die Vader op die troon sit, dat hy die geskiedenis beheer, dat hy gesê het sy seun sal kom, dat hy gesê het dis deel van sy plan, sy seun sal sterf, sy seun sal opstaan. God sit op die troon. Al waai die wind verwoed, al vlieg die dakplate oor ons koppe, al kantel die bome om. Praat met u kinders daaroor. Praat wanneer jy gaan slaap en nou as jy opstaan. Boeta, sussie, die wind is verskriklik. Maar God sit op die troon. Ons lewe is in sy hande. Hy spreek die finale woord. En vriende, ons moet mekaar dien. Wanneer mense, ons bure onrustig is, wanneer hulle bekommerd is, dan praat ons met hulle daaroor, dan gaan sê ons vir hulle, hoorie, God sit op die troon. Dis ongemaklik as die boom omval. Dis ongemaklik as jou waaibekruid muur omval. Maar God sit op die troon. Jy sal verbaas wees wie hier aankom en helpstukkende plate optel. Jy sal verbaas wees wie uitreik en kom help bome afsaag en takke wegsleer. Want God sit op die troon. Die Israeliete is in 'n knyptang. Hulle is in groot moeilikheid. Voor hulle is die see en agter hulle is die Farao. En ek ken nie uitdrukking tussen die duiwel en die diep blou see. Hulle is regtig tussen die duiwel en die diep blou see. En wat doen hulle?
waaroor praat hulle met mekaar? Die God sit op die troon nie. God het vir ons verlossingsplan. God het vir ons vir Moses gestuur om ons uit Egipte uit te lei nie. Hulle mor, hulle wil terug na die sonde toe. Hulle wil terug na Egipte toe. Hulle praat nie, onthou, daar was 600,000 mense. Hulle praat nie onder mekaar oor God. Dis nie op hulle hande geskryf, dis nie hulle verstand nie. En dan? Weet jy, ek dink God het geglimlag, as ek dit so mag sê. Nou, ek moenie eintlik dit sê nie, maar ek dink God het geglimlag. En hy sê vir die Israeliete, staan julle maar net stil. Staan net stil. En gaan kyk in die Bybel, wat het God gedoen? Gaan kyk in die Bybel, watter beloftes maak hy vir u? Jy weet, ons lees Psalm 23. Maar ons lees hom ook nie reg nie. Want Psalm 23 sê, julle sal niks kort kom nie. Het u dit regtig in hierdie storm geglo? Het u dit regtig oortuigend geglo dat die vir ander mense gesê het, hoorie man, ons sal niks kort kom nie. Staan julle maar net stil. En dan kyk julle hoe die Here vir julle veg. Staan net stil. En dan kyk julle wat die Here uit hierdie storm laat voortkom. Dan kyk julle wat die Here laat gebeur. Want God sit op die troon. Die petrolprys styg dramaties. Nou staan ons stil, kyk wat die Here gaan doen. Nou verstaan my mooi. Die verhoogde prys is sleg. Ons sal moet aanpassings maak. Dit gaan vir ons op baie plekke hard slaan. Maar dit help nie as ons rondhardloop en vir mekaar sê, vat jou kar, gemaak hom vol, gaan tap die petrol by die huis uit, enige ding wat te hou is, gaan terug en gehaal nog petrol, paniek aankope. Wat doen ons? Ons sê vir die Here, Here, u moet net 'n bietjie wegstaan, ons sal hierdie saak hanteer. Kan nie dit glo? Die gebrek aan begrip. Die gebrek dat ons nie kan staan in die geloof. Onder die aanvoering van die Heilige Gees. Jy weet, die Heilige Gees moet vir ons inent met Bybelse waarhede soos ons koeie teen bek en klou seer en dat ons kudde gemeentelike weerstandigheid het teen hierdie slegte dinge wat gebeur in die wêreld. En ek het ook my kar vol petrol gegooi. Maar ek het nie geluister na mense wat gesê het, gaan tap die petrol uit nie, en tap nog, en ek dink nie dit was korrek nie. Maar om jou kar vol te maak, is daar geen probleem nie. En daarom kom Jesus, en hy sê vir die Emmausgangers, ag, die traagheid van begrip. Wanneer
sal ons weet, onwrikbaar dit weet, en ons gaan dit net weet, as ons met mekaar in die gemeente, vanuit die kerkraad, vanuit ons geloofsbediening, van ons hier saam wees in die huis van die Here, met mekaar praat, en hoor wat Sefanja 3 vers 17 sê, God wat op die troon is die Here, jou kruisman, jou redder. Niemand sal jou uit sy hand uitruk nie. Sagaria hoofstuk 8. Hoor mooi, wat sê die Here? Die Here sê, die Here is hartstogtelik begaan oor ons. God was hartstogtelik begaan oor u. Toe die wyferkruid mure omval, hy was hartstogtelik begaan oor u. Toe die bome omwaai, toe die vrieskaste begin afloop, toe jy nie jou hare kan droog maak. God was hartstogtelik begaan oor u. Maar ons leef nie daaruit, omdat ons dit nie vir mekaar sê nie, omdat ons nie met mekaar daaroor praat as ons in ons huise is, as ons gaan lê, en as ons opstaan, as ons op die pad is. Hoe lekker gesels ons nie. Ag, ek het in my lewe baie ver gery. Ek en my vrou het so 'n klein tentjie gehad. En ons het heerlik gekamp. In ons wonderlikste gesprekke, as ons so wy, praat ons die grootheid van God. Die grootheid van God soos geopenbaar in die skepping. Het u die grootheid en die almag van God gesien, en die krag van die wind? Of kon u nie stil staan? Kon u nie kyk, oorwinning met u hart? Hoe groot is God nie? 2 Kronieke 16 vers 6. U moet dit op die yskas skryf. En dan moet jy dit elke oggend lees. Die oë van die Here is oor die ganse aarde. Beteken, die oë van God is vanoggend op jou, op jou, op jou, op julle, op julle, op julle. Die oë van God is op ons, sodat hy die kan help wat op hom vertrou. Hoekom leef ons nie daaruit nie? Hoekom maak ons dit vir onsself so moeilik? Omdat ons traag is van begrip. Vriende, ek verheug my nie oor Openbaring 18. Want wanneer dit gaan gebeur, gaan dit verskriklike tye wees. Maar dat ons daarheen op pad is so seker as wat ek voor u staan vanoggend. En daar kom 'n dag wat daar vrede op hierdie aarde sal wees. Wat daar nie meer tiranne sal wees nie. Wat daar nie meer mense sal wees wat ander uitbuit en ander vermoor en oorlog maak nie. Wanneer daar nie meer rolstoele en hospitale en siek mense sal wees nie. Dit kom. Kom, Here Jesus, ja, dit kom. Maar tot dan, staan stil. God is hartstogtelik oor jou begaan. God se oë is op jou, om jou te help. God is jou krygsman, wat vir jou bystaan in elke krisis. Want hy is
wat hy is en dit beteken. Hy's in elke situasie by ons, in die stormwind, in die donker. En hy's besig om sy krag en sy mag oor ons te laat geld. Want hy sit op die troon. Amper sê ek, nie Donald Trump, wat dink hy sit op die troon. En daarom bid ek, dat in hierdie Pinkstertyd die Heilige Gees vir ons elke aand sal inent met die virus, met die enstof wat die virus van kwaad en sleg en bekommernis sal beveg. En dat ons as 'n gemeente kudde weerstandigheid sal kry. Mense wat met mekaar praat, wat mekaar dien met die gawes van God, wat mekaar help om sterk in die Here te staan, om aan die Here vas te hou in die sleg moontlikste scenario waarin ons kan bevind. Mag God vir u deur die Heilige Gees inent om weerstandigheid teen twyfel, gevoel van hopeloosheid, gevoel van verlorendheid, 'n gevoel van onvergenoegdheid, van slegheid te ontwikkel. En dat ons in aanbidding sal stil staan en weet, God sit op die troon. Amen. Here, u sit op die troon. Ekskuus, Here, dat ook ek, as die wind so waai en die bome val om, begin twyfel. U is sterker as die sterkste wind. U is saam bekommerd oor die skade. Here, help vir my om mense te dien met die sekerheid wat in my hart is, om dit met ander te deel, om te verstaan, liefde is 'n daad, is 'n aksie. Toe u gesê het, u sal vir ons kom sterf, het u die hemel verlaat, die daad. U het aan die kruis gesterf, die daad. Laat liefde by ons nie net 'n gevoel wees nie, maar dade van medemenslikheid, van omgee, van empatie, van uitreik, van help, dat ons almal ingeënt kan wees met die kudde, as ons ingeënt kan wees om gemeentelike weerstandigheid te hê teen die pes wat altyd terugkom. Amen. Die môreoffer sal nou opgeneem word.
Vader, ek gooi vanoggend iets in die bordjie, want die pes kom altyd terug. En met hierdie daad wil ek iets in u hande plaas, om te help, om die pes te beveg. Om te help, dat nog mense gemeentelike, persoonlike weerstandigheid teen die pes van die sonde, van wanhoop, van hopeloosheid kan ontwikkel. Neem dit, gebruik dit tot u eer. Amen. Ons slotlied is lied 280, al drie die strofes. Nou, sing dit ook as belydenis, en daarom wil ek net vir u 3 reeltjies uithaal. Here, u oorskou my lewenspad. Sy oë was op jou gedurende die storm. Here, u het my ook raak gesien. In my vertwyfeling. God verkwalik ons nie, omdat ons twyfel nie. Ons is mense, ons is nie volmaak nie. En daarom, vanoggend se woord, hy wil ons help. Dat ons mekaar kan help. En dan, Here, ek is op pad na bestemming, want u my vat. En niks, en niemand sal my uit u hand ruk nie, want u sit op die toon. Al drie strofes, 280. Die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, oorskou u lewenspad. Hy kom vat
u hand en hy dra vir u na sy ewige bestemming vir u voorberei. Amen.